Groete familie en vriende, baie dankie vir julle wat ingeskakel is by die program Evangelist Nathan Besaidon Ministries. Baie dankie vir julle wat altyd deur ingeskakel is en ons se gebed is regtig dat die Here vandag hierdie boodskap sal seën en dat die Here siele sal bereik en dat die Here jou sal aanraak. As u ingeskakel is op Facebook of op YouTube, en ons graag hê u moet die boodskap share dit met iemand, sodat iemand anders ook die woord van die Here kan hoor. U weet, u kan baie maal iemand bereik deur die woord van die Here. U hoef nie dalk 'n prediker te wees om iemand te bereik nie. U hoef nie dalk 'n mic in jou hand te hê om iemand na die Here toe te lei nie. Van ons gaan sien in die gedeelte wat ek vandag gaan oor praat, gaan ek vir julle wys dat die Here gebruik 'n sondaar om iemand na die Here toe te lei. Die Here gebruik iemand wat glad nie 'n verhouding met die Here het nie, om 'n hele dorp en 'n hele land en 'n hele gemeenskap na die Here toe te lei, is omdat die Here se oog is op jou en die Here soek jou net, en daarom het die Here jou toegelaat sodat jy vandag kan luister na die boodskap. Share die boodskap sodat iemand anders die boodskap ook kan hoor. Ons gaan praat vandag weer eens in die boeke van Johannes 4 vanaf vers 7. Johannes 4 sê die Samaritaanse vrou. Johannes 4 vers 7 sê, daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee my water om te drink. Ek wil praat oor 'n titel, ek is dors. Hoor my mooi, ek wil praat oor 'n titel, ek is dors. Die Bybel sê in die boeke van Johannes 4 vers 7, daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee my water om te drink. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Wat ironies is, familie en kykers, in die verhaal is, die Bybel sê dat hierdie vrou gaan 'n sekere tyd na die put toe in Samaria, omdat die vrou het 'n reputasie. Die vrou ken die Bybel praat van die vrou van 'n vrou met verskillende mans. En die vrou het verskillende verhoudings met mans. Die Bybel sê dat Jesus gaan deur Samaria van hy het 'n afspraak gehad met die vrou wat verskillende mans het. Hy het 'n afspraak gehad met die vrou wat 'n reputasie het. Die Bybel sê dat die vrou gaan op 'n tyd na die put toe, wat niemand na die put toe wil gaan nie, as gevolg van die vrou se reputasie. Wat ons nie verstaan nie, is baie gaan na die put toe, omdat hulle dors is. Die Bybel sê, hulle gaan na die put toe, en hulle gaan skep water uit die put uit. Maar hier kom Jesus, wat ironies is, die een wat die lewende water vir ek en u gee, kom na die put toe en hy ontmoet die vrou by die put. Jesus het nie na die put toe gegaan omdat hy dors is soos die anders na die put toe gegaan het nie. Elkeen wat na die put toe gegaan het, het gegaan omdat hulle dors is. Maar Jesus het gegaan na die put toe nie omdat hy vir water dors was nie. Hy was dors vir siele om tot bekering te kom.
Jesus het gesien in Samaria, elkeen is te doen met sy eie ding en hulle bereik nie die mense nie, van Jesus het 'n liefde gehad vir mense, net hoekom hy sy seun gegee het om aan die kruis te sterf, en hy gaan na die put van Samaria toe, om hierdie vrou te gaan ontmoet, die een wat die water het van die lewende water, ontmoet die vrou by die put. Die vrou het so groot geskrik, want die vrou het verwag dat daar niemand daar die tyd by die put sal wees nie. En die vrou was verbasend, en dis hoekom die vrou vir haarself gesê het, met ander woorde, moes die vrou dan ook die woord van die Here geken het. Die vrou moes dan ook geweet het, hoe het die vrou dan geweet? Die is 'n Jood, en sy is 'n Samaritaan. So die vrou moes dan 'n bietjie Bybel gelees het, maar as gevolg van die sonde, as gevolg van haar verhoudings wat sy gehad het met mans, het mense te neergekyk op die vrou. Baie mense kyk te neer, meneer en mevrou, op jou lewe. Jy kan baie goeie dinge gedoen het in die lewe, maar as jy een fout gemaak het, dan gaan die hele dorp, die hele land gaan praat van jou een fout wat jy gemaak het. Die vrou moes ook tog maar 'n goeie mens gewees het, maar omstandighede het tog die vrou gedruk, dat sy gaan in verhouding met mans. Miskien het die vrou in die verhoudings met mans gegaan, om net dalk 'n beter lewe vir haar te kon kry, en dis hoekom baie jong mense val in prostitusie, van hulle dink is 'n beter lewe wat hulle vir hulle kry, maar die duiwel is 'n leienaar. Die Here gaan reeds na Samaria toe, omdat die Here het 'n afspraak met hierdie vrou. Dis hoekom die Here die platform gebruik vanuit 'n afspraak met jou, wat stikkend is, wat deur mans gaan, wat agtergronde het, wat deur verskillende omstandighede gaan, en die vrou staan by die put, en wat ironies is, die vrou skrik haar so lam, van sy het nooit gedink dat daar iemand by die put 'n gesprek met haar sal voer nie, en nou kry sy 'n gesprek ook met nog 'n man, en die vrou dink ook, my God, hier staan nou niemand nie, miskien is dit dan seker nou nog 'n geleentheid vir my om in kontak te kom met die man, en sy dink, sy het al 5 mans laat val, miskien kan sy die man ook laat val, en die man begin kommunikeer met haar. Jesus benader die vrou anders as wat die ander mans die vrou benader het, en daarom besef die vrou, die way hoe Jesus die vrou benader, die is 'n ander tipe man. Met die man kan ek nie probeer nie, ek kan nie my slinkste streke met die man probeer nie. Die is 'n ander tipe man, die manier hoe sy aksent is, die manier hoe sy toon van sy voice is die is 'n ander man. Die is nie 'n gewone manne wat met my wil slaap nie, die is 'n man wat eintlik in my behoefte wil voorsien, en die Here begin met die vrou kommunikeer, en dis wat die Here wil doen met ek en u. Hy wil in gesprek kom met sy mense, hy wil in gesprek kom met die dorp, hy wil in gesprek kom in die lande, hy wil in gesprek kom met ons as leiers. Maar ek en u is te selfsugtig, en ons wil nie in gesprek kom nie, maar die vrou sê, nou gaan ek maar luister, en terwyl hy vra, sy vraag aan die vrou is, vrou, gee my 'n bietjie water. En nou die Here weet, die vrou het na die put toe gekom, omdat sy dors is, en omdat sy water nodig het, sê die Here, gee my 'n bietjie water. Hy vra die vrou 'n bietjie water, van hy wil die vrou se confidence kry, hy wil hê die vrou moet boldness kry, die vrou moet begin
besef wie praat met haar, sy voice van sy tone is iets anders, en hy begin met die vrou praat, en die vrou sê, maar Here, u is dan 'n Jood, en ek is dan nou 'n Samaritaan. Die Here het nie gevra, vrou, is jy 'n Samaritaan nie. Hy het nie gesê, mevrou, ek is 'n Jood nie. Hy het hom nie introduce aan die vrou nie. Hy het net die vrou 'n simpele vraag gevra. Gee my net 'n bietjie water, en toe begin die vrou agterkom. Die is 'n ander man, die moet die Messias is, die moet Jesus is, en sy begin eers met die Here, en sy sê eers, het u dan nie geweet? Ek is 'n Samaritaans en u is 'n Jood, u kan nie by my water vra nie, as u kan nie by my water vra nie, en Jesus sê, vrou, as jy die gawe van God geken het, en jy weet wie is dit wat vir jou sê, gee my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou jou lewende water gegee het by die put van Samaria. Toe word die vrou se dors geles. Die vrou se dors was geles voordat sy nog water uit die put uit kan optel. Toe word haar dors geles met haar ontmoeting met die Here by die put, word die vrou se dors geles. En dis wat gebeur wanneer ek en u 'n ontmoeting het met die Here, dan word ek en u se dors geles, en ek en u het al gesien wat gebeur met 'n kookblikkie wanneer ek en u 'n kookblikkie geskid het en jy maak hom oop, dan is daar 'n borrel wat uitkom, en die vrou ontmoet die Here, en die vrou kom agter, die is 'n ander mens, die is Jesus. Hy sê, as jy die gawe van God geken het, somtyds familie en vriende, weet ons nie wie die Here op ons pad gesit het nie, en ons kyk te neer op so 'n persoon, maar ons weet nie, daai persoon is daar geplaas vir daai season om jou te vat na jou next level toe nie. Daai persoon is daar geplaas om jou hande te vat en op te teel. Daai persoon is daar geplaas om jou net te help, om jou die waarde te wys wie jy is, om die mooiheid in jou na vore te bring. Somtyds neglect ons mense wat die Here op ons pad gestuur het om ons te probeer help, probeer ons daai mense wegstoot, en ons sê, ons het nie hulle hulp nodig nie, maar elke dag het ons mekaar se hulp nodig. Net so kom die Bybel sê dat ons as die lig, God is die liggaam, ons as die ledemate van die liggaam, die kerk as die liggaam, ons as die ledemate. Die oor kan nie vir die voet sê ek jou nie nodig het, die hand kan nie vir die oor sê ek jou nie nodig het, die oog kan nie vir die mond sê ek jou nie nodig het. Ons het mekaar nodig. Ons kan nie net dit van toeval sien as die Here mense connect met ons. Dis maar net by toeval wat ek die persoon ontmoet nie. Nee, die Here wil jou dors genees. Die Here wil jou genees van jou dors af. En dis hoekom die Here het die gesprek met die vrou, voordat die vrou nog die water kan uit die put uit kry, genees die Here alreeds die vrou se dors. Hoe weet ek die Here die vrou se dors genees? Ek gaan nie wys hoe weet ek die Here die vrou se dors genees sonder water. Net as die vrou die Here ontmoet, toe ontmoet die vrou die lewende water, en die vrou het nooit weer na die put toe gegaan nie. Onthou, die vrou het skrikkerig na die put toe gekom. Die vrou het gekom na die put toe, toes niemand na die put toe kom nie, maar toes die vrou die Here ontmoet, toe by die Here, ek moet die vrou nou oortuig wie ek is. Somtyds praat die Here met ek en u, en dan voel ons nog altyd, dit is nie die Here nie, en dan sê ons nog altyd, ek soek 'n confirmation, is dit regtig die Here? Is dit regtig die Here wat met my praat? Somtyds praat die Here met ek en u, soos die Here met Samuel gepraat het, en Samuel dink, dit is Eli wat met hom praat, maar die Here praat met ek en u. Somtyds hoor ons die stem van die Here, maar dan dink ons nie, is die Here nie, en die Here begin 'n ander gesprek met die vrou, sodat die vrou tot haarself kan kom, dat die vrou tot belydenis kan kom, en die Here gaan in die vrou se verlede, nie om die vrou te herinner aan haar verlede nie, omdat die Here is nie iemand wat mense herinner aan hulle verlede nie. Die Here gee sy Heilige Gees
om vir ek en u te lei in die waarheid. Die Heilige Gees bring die mens tot conviction, sodat die mens tot homself kan kom en bely, tot homself van die Here wil nou met die vrou praat, hy wil nou klaar die vrou genees, en die vrou lewende water gegee, maar die Here wil hê, nou moet die vrou tot haar self kom, die Here wil die vrou se siel versadig, en die Here sê, vrou, gaan haal jou man, en wow, daar skrik die vrou, hoe weet die Here dat ek 'n man het? Hy sê, ja, jy het 5 mans gehad, en 5 praat van die genade van die Here. Ons moet verstaan, as jy dors is, kom jy na die put van Samaria toe, omdat sy behoeftig is aan iets. Nou, dus die vrou was behoeftig aan water, maar die Here het geweet, die vrou gaan weer kom na die put toe, want die water gaan opraak, en dis hoekom wou die vrou, die Here wou die vrou se dors, wil God heeltemal genees het, sodat die vrou nooit weer na die put toe kan kom nie, en die Here sê, gaan haal jou man, en die vrou sê, maar ek het nie 'n man nie, en die Here sê, jy het 5 gehad, met ander woorde, 5 praat van die genade van die Here Jesus. Die Bybel sê, in jou swakheid word God se krag volbring, sy genade is vir ek en u meer as genoeg. Die vrou het alreeds die genade van die Here gehad, en ek en u het die genade van die Here Jesus Christus. Dis hoekom ek en u nog lewe, ons is nog nie dood nie, ons moes al 'n ineenstorting gehad het, maar ons lewe nog altyd, want sy genade is vir ek en u meer as genoeg. Ek het gekom om te sê, ek is dors. Die Here sê, ek is dors. Die Here is dors, familie en vriende. Hy is dors, daarom het hy gesprek met jou, want hy wil jou dors vul. Hy wil jou dors les. En die vrou sê, ek het nie 'n man nie, en die Here sê, dis reg, jy het 5 gehad, die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Met ander woorde, by die put wil ek jou genees van jou dors, want jy is behoeftig tot 'n beter lewe. Jy is afhanklik vir 'n beter lewe. Jy is behoeftig, en hy wil die vrou se dors genees by die put van Samaria, en die vrou ontmoet die 7de man by die put wat haar complete. Sy het na die put toe gekom, incomplete. Sy ontmoet die 7de man by die put wat haar complete. Die vrou kry 'n bonus in haar lewe. Sy kry lewende water. Sy kry lewende water wat vloei in haar binneste, en hier complete die Here haar ook. As die Here jou dors genees, dan complete die Here jou. Hy wil jou heeltemal complete, en hy gaan afsluit deur jou te sê, as hy die vrou complete, toes haar boldness terug. Dus die Here haar complete, toes het soos ons, as jy ontmoeting het met die Here, word jou lewe radikaal verander. Die einste vrou, wat gekom het na die put toe, skaam, buk, bang vir almal, gaan terug na die dorp toe, en gaan roep die mense. Die vrou was 'n evangelist, wat met fire beweeg het. Toe sy die Here ontmoet het by die putte, toe kry sy die fire van 'n evangelist, sonder Bybelskool, sonder Bybelkennis, sonder teologiese grade, sonder enige doktersgrade, gaan die vrou net die Here ontmoet. Toe sy die vrou die Here ontmoet, toe gaan sy terug, en sy gaan net boldness vir die dorp, en sy sê, gaan kom kyk wat het gebeur met my. Ek was dors, maar my dors is gevul. Ek was stikkend, maar ek is heel gemaak. Ek was incomplete, maar ek is nou complete. Ek was bang, maar nou het ek die boldness. Ek het buk ingekom. Ek het vrees gehad vir die mense, maar ek het nou die boldness van die Here het my 'n gees gegee, nie van vreesagtigheid nie. Liefde, krag en selfbeheersing. En die Bybel sê, daai selfde vrou wat dors was, en haar dors was genees, het almal wat dors was, se dors gaan genees, en dit was vir daai mense 'n eye-opener. Hulle kon nie glo dat die vrou boldness het, die prostituutvrou, die vrou met verskillende mans kom in die dorp, en wat die Here gedoen het, hy die vrou complete, en het haar genees, en het haar gevul met sy lewende water. Dis hoekom hulle geluister het na die vrou, en hulle het gekom kyk. Die vrou sê, kom kyk, ek het 'n man ontmoet,
En hy het my hele lewe net so gegee. Wat die pastore en die evangeliste deur hulle conference en hulle campaigns en hulle concerts in Samaria gedoen het, kon hulle nie reg kry nie. Die vrou sonder Bybelskool, net toe sy die Here ontmoet het, en net toe sy toelaat dat die Here haar lewende water gee, dat hy daar binneste uit vloei, toe bereik sy die dorpie. Yes, toe bereik sy die dorpie. Jy kan ook die dorpie bereik. Al wat jy moet doen, is om vandag te kom. Laat toe, laat die Here jou vul met sy lewende water. Die vrou was dors en sy was genees van haar dors af. Ek kom om jou te sê, jy moet sê, ek is dors. En wanneer jy dors is, maak seker, jy kry by die regte put jou water om te drink, want die vrou was by die regte put op die regte oomblik, en jy is by die regte put op die regte oomblik, sodat die Here jou dors kan genees, sodat die Here jou kan complete, sodat die Here jou heel kan maak. Die Here wil jou dors genees. Vader, ons dank U vandag vir 'n voorreg en 'n geleentheid. Dankie dat U met ons is, Here. Dankie dat ons vandag by die put gekom het van Samaria, en ons dankie, Here, dat U daar vir ons genees het van ons dors. Dankie dat U nie net ons verlede gebruik om ons seer te maak nie, maar U gebruik gaan soms in ons verlede in, om ons tot repentance te kom, sodat ons tot onsself kan kom, om eer te gee en te erken, as U hierdie vrou, wat 'n prostituut was, wat verskillende mans gehad het, gebruik het, kan U my ook gebruik, om 'n verskil te maak, in die magtige naam van die Here Jesus. Seën dit vandag, Jesus naam, amen. Die Here seën U. Amen.